Baie welkom by ons Kerssangdiens vir 2022. Julle is onthou die vorige jare het ons altyd tonele gehad, maar ek het besluit vir jare op die arme gehoor sit altyd passief. Hulle moet nou maar net kyk hoe ons nou perform en te kere gaan na vore en vanaand gaan ons vir julle kans gee om ook deel te wees van die hele aand en lekker saam te sing hierdie aand. Want ek dink die gehoor het al die tyd gemis om hierdie wonderlike Kersliedere saam met die sanggroep te kan sing. Ek wil begin weer net gou 'n paar bedankings te doen, want hierdie goed gebeur mos nou nie sommer van self nie. Daar is mense wat agter die skerms en voor die skerms hard werk. Vir Ami agter die klavier. Ek begin maar met sy het dit ons die belangrikste is. Ami, baie dankie vir die tyd wat jy opoffer, die werk wat jy ingesit het om ons stemme reg te kry. Dan vir Hendrik en Marika wat hierso voorsit. Hulle is van die kerk. Hulle doen vir ons 'n video van vanaand, of wat noem jy dit, deesdae is nog 'n video? Ja, jy noem dit nie CD nie. Okay. Video van die aand, baie dankie dat hulle doen dit vir ons gratis. Ek dink, as ek klaar met dankie, dan klap hulle so vir almal vir 10 minute lank gelyk, dis alright. Dan vir die werkers, as die personeel, ek sal bly wees as hulle ons dankie sal oordra, want weet julle, dis harde werk, hierdie stoele is swaar, hierdie tafels wat moet uitgedra word, dit is bitter swaar, en die manne sweet, so vir hulle ook 'n groot dankie, want as hulle nie goed reg sit nie, dan is julle almal staan die hele aand. Dit gaan nie werk nie. Dan ook vir Hetta, wat die blommeraadskubbings van onsself doen het. Ek moet bieg, ek het die vorige 2 byeenkomste, met die hoeden ontbyt en, ek dink dit was met die verskyningskonsert of iets, het seker ook pragtige rangskikkings te doen en ek het vergeet om maar dankie te sê. Hetta het vir my so lang brief gestuur en ek sal nou nie vanaand weer vergeet nie. Nee, maar Hetta is nie een wat lof soek nie, maar ons sê vir haar baie baie dankie. En dan ook vir die koor, maar ek dink daar's 'n ander geleentheid later vanaand om vir hulle dankie te sê. En soos ek gesê het, vanaand gaan julle lekker saam sing met ons, saam met die groep sing. En jy weet, omdat ek nie 'n kunstenaar is, omdat ek soos daar kunstenaars sien mos gewoonlik iets gebeur, of hulle sien iemand raak, of hulle beleef iets, en dan skryf hulle 'n lied wat uitvloei uit dit wat gebeur het, of wat hulle gesien het. Omdat ek nie 'n kunstenaar is nie, het ek die ding van agterste vooraf gedoen. Ek het eers al die liedere gekies, en toe moes ek nou begin soek wat by die liedere pas. Maar ek sê vir die Here baie dankie, hy het my biblioteek toe gestuur, ek het 'n klomp van Bybel doen die Solje Osterweg se jaarboeke daar uitgehaal, en baie stukke rondom Kersfees wat hy geskryf het, het ek gebruik. En al wat ek toe hoef te doen is om daai goed te vat en dit net 'n bietjie te verwerk en om te draai en aan te pas en te smelt sodat dit saamsmelt met die musiek wat ons gaan sing. So my dank ook aan Wyle doen. Sorry, ek glo dankie hy hoor dit. Ja, en dan julle sal ook agterkom, ons een van die goed wat gesing word, ek moet hulle nie vergeet nie, ons 2 gaskunstenaars, ons kan hulle eintlik nie gaste noem nie, want hulle is al so deel van ons, dat hulle amper soos familie is. So, kom ons sê ons familiekunstenaars, Irene hier aan my regterkant en Krishna, hulle gaan elkeen, een van die liedere gaan elkeen van hulle alleen sing. Ek het vir Krishna gevra om Love Changes Everything te sing. Nou julle sal seker dadelik vir my sê, maar dis nie 'n Kerslied nie. Dis reg, dit is nie 'n Kerslied nie. Maar dit is so 'n pragtige lied, en ek dink iemand wat die liefde van Here Jesus ervaar, sal weet hoe baie van daardie woorde is dieselfde as liefde wat 'n man en 'n vrou vir mekaar het. Daar's woorde soos love changes hands and faces, earth and sky, how you live and how you die. Nothing in the world will ever be the same. It will turn your world around to a world that will last forever. Nothing in the world will ever be the same. Love will never let you be the same. Ek dink dit is wat God se liefde ook met hierdie groot geskenk van Kersfees ons beteken. Ons lewe sal nooit weer dieselfde wees nie, so ons sien uit dat Krishna vir ons hierdie lied sing. Dan net die routine, as ek dit so kan noem vir die aand. Julle sal weet wanneer julle moet sing, wanneer die liedere op die bord verskyn. So dit sing julle as 'n gehoorsaam. So ons verwag nie dat julle die goed met julle kop uit moet ken nie, sing maar van die bord af. So nou nog iets wat ek moet sê. Ja, en dan ons sluit ons maar gewoonlik hierdie byeenkoms met 'n gebed af. Maar die groep het in 'n stadium rukkie naas begin oefen dit gevoel. Ons moet 'n gebed vir julle doen, maar 'n gebed sing.
En ons het toe daardie pragtige lied God seën Afrika gekies, maar ons wil die aand wil afsluit. Dit is so gepas in die land en in die probleme wat ons in die land deesdae het. So ons stuur vir julle daarmee huis toe. En wanneer ons daardie lied op die einde klaar gesing het, dan wil Alani ook net 'n kort woordjie spreek. Ek dink nou het ek gesê wat ek moet sê, nou moet ek net sing. Ja, nie alleen nie, ek gaan saam met die groep sing. Maar geniet die aand en dan gaan ek vir Ronnie Uitkins vra dat hy net vir ons die aand met 'n gebed open. Hy is 'n gewese pastoor, so hy moet lank, so julle moet maar stil sit. Ek wil so vra om Engels te bid as jy nie omgee nie. Loving, kind and most gracious Father, with joy and thankfulness in our hearts, we will always have reason to give honor to you, to praise you for your goodness and kindness every day. May we value your love. And we know out of your love for us, you have also promised your Son. And he who has been sent as our Savior, we are thankful for it. And the love that he has shown in his walk of life, we are thankful when we reminisce about it. And we want to do likewise, and therefore may this evening's hour remind us, and the words that we will hear and what we will sing may touch our hearts, portray this beautiful gifts, the characteristics of Jesus, so that we can be a blessing to all, and may our love also be shared amongst all of us, and that we show love to one another. And grant a beautiful and wonderful evening, loving Father, so that we can enjoy also the angels that will be with us, that we can bring honor and glory to you. Hear us for Jesus' sake. Amen. Baie dankie Ronnie. Ek het amper vergeet, die klomp sing so lekker, julle gaan voel julle wil elke lied hande klap en dan gaan die aand lank word so. Ek dink, kom ons alles terug na Alani gepraat het, dan as julle dan nog voel, julle wil hande klap, dan is julle welkom dit te doen. Maar pas op as julle dit nie doen nie, dan is dit volgende Kersfees terug. Terwyl hulle daar in Bethlehem was, het die tyd gekom dat haar kindjie gebore moes word. Sy het haar eersteling seun in die wêreld gebring en hom in doeke toegedraai en in 'n krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. Daar was skaapwagters in die omgewing wat in die oop veld gebly het en in die nag oor skape wag gehou het. Met een staan daar 'n engel van die Here by hulle, en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het baie groot geskrik. Toe sê die engel vir hulle, moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap, wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus die Here, en dit is vir julle die teken. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê. Skielik was daar saam met die engele 'n menigte engele uit die hemel, wat God prys en sê, eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy en welbehae het. Kerstyd is die begin van die grootste genadetyd wat hierdie wêreld ooit gesien het en nog sal sien. Genade wat gepaard gegaan het met die bitterste pyn, die grootste vernedering, die ergste verguising wat enige koning nog kon of gaan beleef. Sorry.
God dank. Die bittere lyding het geëindig met 'n triomfantelike oorwinning oor die dood. Dood wat die loon van die sonde is. Jesus, wanneer die aarde gestuur is om die prys vir elke sonde te betaal, het opgevaar tot by God se regterhand. Daar is hy steeds besig om vir ons in te tree. Besig om plek te berei vir elke mens wat sy kruisdood as enigste redding aanvaar. Laat ons dan vanaand bietjie dieper kyk na die genade en liefde wat op Kersdag begin het. Jesus is in Bethlehem in Judea gebore, tydens die regering van koning Herodes. Dis 'n historiese feit dat Jesus in Bethlehem gebore is. Alhoewel daar miljoene is wat hom nie erken en aanvaar nie, is daar ook miljoene wat hom wel erken as hulle Here en hulle Meester, en word hy steeds elke dag in die harte van moderne mense gebore. Van
Martin Luther het verklaar, hulle is Christus 1000 maal in Bethlehem gebore, maar nog nie in jou hart nie, en in jou lewe nie, is dit 'n nuttelose gebeurtenis, waarvan die doel in jou en my lewe klaaglik misluk. Maar as die kindjie plek gevind het in jou hart, sal jy die vreugde ervaar dat die koning van alle konings jou lewe beheer en bestuur. Dan alleen sal jy kan ervaar en beleef wat ware liefde is, en dat liefde God is, en dat God liefde is.
julle in teken. Hulle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê. Ag, as die herbergier van Bethlehem maar net geweet het wie dit werklik was wat by hom kom klop het, sou hy dalk binneplek gemaak het? Ja, dalk self sy bed en sy kamer afgestaan het. Gaan dit dalk hierdie Kersfees weer so wees? Geen plek vir Christus in ons lewe, vol bedrywige Kersvieringe nie? Gaan die aardse geskenke wat ons simbolies aan mekaar gee, weer eens belangriker wees as die grootste geskenk wat vir almal bedoel was? Die geskenk waarna ek en jy eintlik moet verlang? As dit dan so is, dat ons bedrywige Kersvieringe nie plek maak vir Jesus nie, dan is ons nog meer skuldig as die herbergier, want ons weet immers, dat dit Christus ons Here is, wat plek in ons harte soek. En tog, in sy groot genade, vergeld hy ons nie. Nee, ten spyte daarvan dat op aarde nie vir hom plek was nie, verklaar hy, ek gaan na my Vader, vir julle plek te maak. Seun in die wêreld gebring en hom in doeke toegedraai en in 'n krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. Met Kersfees word ons in ons harte
maklik weer soos kinders. Ons beleef weer die geloof in 'n gebeurtenis, want al het ons dit nooit gesien nie, ons opnuut glo in 'n gebeurtenis waar 'n kind in die sentrum van alles staan. Met die oë van 'n kind sien ons weer hoe word 'n krib, die paleis, waar wysers uit die ooste voor die koning van alle konings buig. Ons harte word weer geroer wanneer die eeuwe-ou verhaal van Bethlehem se ster vertel word. Wanneer die sang van engele oor die velde weer klink. Wanneer die vreugde van eenvoudige skaapwagters wat soek in die stal en krib nader in ons gedagtes opkom. En wanneer die glansende blink van goud saam met die reuk van mirre en ook wierook herleef word. As ons verleer het om Kersfees soos 'n kind te ervaar, met dieselfde blye afwagting, dan het dit al tyd geword dat ons van voor af leer om die betoring van Kersfees te ervaar en as volwassenes te verlang na Christus se teenwoordigheid in ons lewens. Soos die môreson sal hy opgaan en uit die hoogte op ons afstraal, om lig te bring aan die wat in die duisternis en in die skaduwee van die dood lewe, om ons voetstappe te rig op die pad van vrede. Op Kersdag het God neergedaal uit die hemel met 'n kindjie in sy arms, sodat ons deur die kindjie in die skatkamers van God se genade kan ingaan. Die ontstaan van Kersfees het immer sy oorsprong nêrens anders as in die hart van God nie. Daarom moet Kersfees ook nêrens anders as in my en jou hart gebore word nie. Met die geboorte van die kindjie
en deur sy latere lewe leer ons dat ons harte ook moet oopmaak vir liefde. Nie net om te ontvang nie, maar meer nog om liefde te gee en te leef. Deur die kindjie se geboorte leer ons wat liefde werklik is, ware opofferende liefde. Liefde wat ander se belange en behoeftes voor ons eie stel. Leer ons om die kind se latere wonders te oordink, sy stem te hoor en ons lewens tot sy beskikking te stel. Leer ons dat Kersfees nie 'n dag en datum is waarop Jesus gebore is nie, maar 'n lewenswyse wat elke een wat hom aanneem. Laat julle lig so voor die nasies skyn dat hulle julle goeie werke kan sien en daardeur julle Vader wat in die hemel is verheerlik.
Die Kersgetyd is 'n tyd van vreugde vir baie. Maar daar is ook hulle wat droefheid, heimwee en verlange ervaar. Wanneer ons met soveel opgewondenheid uitsien na die somer, 'n somer wat vir ons Kersfees bring, mag ons nie vergeet van die minder bevoorregtes, die bejaardes, die siekes, die verslaafdes, die bedroefdes en die teneergedruktes nie. Want ons moet onthou, Jesus het ook vir hulle gekom, gesterf en opgestaan. Ons wat die vreugde van somerkersfees geniet, moet toelaat dat die Heilige Gees ons bewus maak van daardie harte en lewens wat met verlange wag dat die son van geregtigheid ook op hulle sal skyn. Die kindjie is juis gebore om lig in die wêreld te bring. En ons wat hom in ons harte aangeneem het, is juis daardie ligdraers wat die lig van die Kersboodskap moet uitdra en die warmte van 'n somer en koue harte moet indring. Die nuwe hemel wat vir alle geredes wag, is tog ook vir die koue harte bedoel.
Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus die Here. As daardie stille nag in Bethlehem is hy gebore. Gebore vir almal wat wanhoop. Gebore vir hulle wat vasgevang is in sonde en ongeregtigheid. Gebore vir hulle wat die dood vrees en die lewe haat. Gebore vir hulle wat eensaam en sonder vriende en liefde is. Gebore vir almal wat te vergeefs by mense na antwoorde soek. Vir almal is daar in die stad van Dawid die verlosser gebore. Hy wat in liefde en genade alle wonde sal genees. Hy wat droefheid en pyn en haat sal wegneem. Hy wat ware troos sal gee. Hy wat die hoop van die wêreld is.
Hy wat my en jou persoonlike redder en saligmaker is. Hy wat sy lewe vir jou en my opgeoffer het. En al wat hy vra, is dat ek en jy hom sal lief hê en sal volg. Mag Bethlehem se nagstilte hierdie Kersfees vir my en jou opnuut vrede en rus bring. Jesus,
Kom ons gee vir almal 'n lekker handeklap. Baie dankie. Ek dink ons sal ons saak versuim hierso. As ons nie eers vir Annelie sê baie dankie nie. Maar soos hierdie gebeur nie sommer net nie en Annelie het alles wat hierso sit het sy saamgestel. Sonder oom Koenie sou hierdie aand ook nie moontlik gewees het nie. Het gehoor al die insette wat hy gelewer het. So baie dankie oom Koenie. Tannie Ambi wat met 'n seer skouer speel, dankie Tannie. En die koor. Nee, julle is nie 'n koor, julle is 'n sanggroep. Vir die sanggroep baie dankie vir al die ure se oefening hier aan. En baie dankie vir elkeen van julle wat gekom het vanaand. Ek weet dit was 'n warm dag, ons was nie eintlik lus vir uitgaan nie, maar baie dankie vir elkeen wat hier was. Kom ons sluit af met 'n lekker handeklap. Ek ons vir julle nog 'n slag hierdie is die laaste een sin. Ja. Hulle is maar nog 'n slag te hoor, alraai. Zoveel mensen wat hier woont, wat om Godse woord, mensen staan er maar die God van woord, voor ons weer gebed koningin, Vader wat regeert. En liefde van ons Heer, naar die mensen wat die woord. Zuid-Afrika, laat ons samen vrede worden.
Wereldschrift van Afrika. Waar uw hart regeert, raak die harten aan. Onder Italië, laat die koninkrijk hier komen, en die Wereldschrift van Afrika. Vader, als ons trouw, en die liefde van ons Heer, naar die mensen wat die woord. Stil Afrika, laat ons samen vrede worden. En die liefde van ons Heer, naar die mensen wat die woord. Stil Afrika, laat ons samen vrede worden. Baie dankie almal. En seën vir julle ook 'n heerlike nagrus en mag julle ook hierdie Kersfees regtig die vrede waarvan ons nou gesing het ervaar. Baie dankie julle, was 'n wonderlike gehoor. Dankie.